Hierdie video is trots geborg deur Blankie Steaksous. My maats, and welcome back to yet another braai adventure. Yes, like, En nou weer aangenaam so, bekennis. en nou weer so veer gaan optel. Wie is jy? Jy lyk al, ek ken nie jou nie. Is dit Sean? Ja, dames en here, Sean lyk al so goed, jong. Val deur jou broek. Ek voel lekker. My maat, baie dankie vir die veerk, ek weet nie of nog plek in die hoed het nie. Wel, dames en here, ons is vandag in die pragtige, waar is ons? Dis hier op die einste parel. Die einste parel, dames en here. Nou as julle reg onthou, ons het al 'n parel video gemaak, maar daai video was dan meestal oor die Meelwater Botanical Garden. Ja, gaan so vinnig deur die parel, is dit nie as iets gewys. Nee, ons het letterlik hennies gedoen en toe gaan braai. Ja, en toe gaan braai en so. So vandag gaan ons nou ordentlik deur die parel gaan vir julle wys hoe mooi dit is. Ek is baie opgewonde. Ons het 'n lekker stukkie vleis wat ons gaan maak vandag, Jonas. Weet jy wat dit is? Nog nie heeltemal nie. Ek moet vertel vir jou, dis 'n picana in parel, picana parel. Lekker. My maats, nou ons het nog nooit picana van tevore op braai adventures gemaak. Ek weet dit is 'n Brazilian dish. Ja, jy sal hom eens vinnig braai. Ja, op en af. Op Gerard. Waar kom Wild? Wel, dames en here, Jonas, ek is baie opgewonde om jou te sien. Dis lieflik om terug te wees. Weereens baie dankie dat julle vir ons ingetune het om nog 'n episode te kyk. Soos ek altyd sê, ons het 'n Facebook, gaan check dit uit vir enige updates en ek dink ek praat te veel. Dis tyd vir 'n windmeel. Vind my. So, dames en here, my maats, kom ons is in die parel. My maat. Dames en here, so ons het nou aangekom by wat se plek se naam Jonas? Knus Karoo. Ja, amper sê ek Klaus. By Klaus Karoo vandag. Ons by Knus Karoo hier ingedraai en my initial gedagte is blyk 'n bietjie fancier as wat ek gedink het dit gaan wees. Ja, ons het hier 'n soet nou aangetrek. Nee, wel, hierdie is ons braai suits. So ons gaan vir die mense se braai adventures is hier. So ja, dames en here, soos ek altyd vir julle ook sê, of nie altyd nie, maar kameravrou doen gewoonlik die organisation of waar ons gaan vir die dag. Sy het ons na 'n baie fancy plek toe gevat. Ons is hier om te check of hulle roosterkoeke of ander kossies en goeders het. Is jy gereed? Die roosterkoeke gaan soeke kaviaar goedjies op het. My maat? Nee, want ons bankrekening gaan nie kaviaar survive nie. Kom ons gaan kyk, my maats. As Jonas, ons kos het nou gekom. Dames en here, ons sit hier buite want wat ons nie geweet het nie, is hierdie plek is verskriklik besig en streng op reservations. Jy moet 'n bespreking maak voor jy kom eet. So ons het maar 'n takeaway gekry en kom sit hier by die bakkie. Nou, ek het vir my die roosterkoek gekry, die kaas en jam. En Jonas is nog sterk op sy karnivore-dieet en ons ondersteun dit. Dis about die gesondste wat ek kon kry. Is ever op saad. Met 'n pouch eiertjie. Ja. Ja. En ek sien daar sesame saad ook wys al vir die kamera. Dit lyk vir my eintlik super lekker. Die gesondste op hulle menu. Nee, dis fyn nou, maar ek dink dit gaan 'n uitdaging wees elke nou en dan om
100% carnivore goed te kry, so ons pivot maar na die ding wat die naaste gaan wees. Ek het hier so die lieflike roosterkoek, so ek sal die tradisie aangaan met hierdie. Kyk like daai ding. Kaas Central. Met my kan jy nie fout gaan met 'n bietjie kaas nie. Kom ons probeer hom. Jonas, ek weet nie hoe jy jou nou gaan eet nie. Ek gaan met die eiertjie op. Alright, cheers my vriend. Geniet op. Oh. Ja. Dis baie lekker kaas wat hulle opgegooi het. Die roosterkoek is lekker sag, flavorful. Nogals 'n skerperige kaas. I really like it. Nee, wat? Dit is my great. Jy moet definitief jy kinders se draai kom maak en self die roosterkoek kom uitdraai. Dis nie bad nie. Dit was 50 bucks gewees. Moeite werd vir 'n vinnige quick breakfast om die dag aan die gang te kry. En waar staan hy op die ranking? Ek sal vir jou sê to be determined. Ek moet nog 'n bietjie meer eet dan sal ek vir jou met sekerheid kan sê. Hoe's jou ding sover? Hy is lekker. Nou daai. Dames en here, kom ons eet gou vandag hierdie outjies klaar. En dan gaan ons aan met die res van die adventures. Jy reg, Jonas? Ja, ek is reg. Is jy opgewonde vir die perd? Ag, as jy al iets gesê jy gaan vandag 12 kilos loop. Ons gooi hom. Dan daai 12 kilos kom ons, my maat. As Jonas, ons is nou hierso, waar die hel is ons? Ek weet net ons 'n krokodil kyk. Ek ken nie die plek se naam. Ek het gehoor ons is by die Crocs fabriek, so ek sien uit om vir my 'n paar nuwe Post Malone limited edition Crocs te kry. En braaivleis. Ja, ek wil die Lacoste ook kry en dan Croc braaivleis sal great wees. Spit en hy eet ons so. My maat, wel dames en here, ons is hier by Le Bon Rieur. Ek weet nie, is 'n Franse naam vir 'n Klink verand. ja, vir 'n krokodilplaas, maar ons is hier by 'n reptile en alligator farm en ja, ons was baie opgewonde het ons gesien dat daar's krokodille hier. Ons het nou al leeu's, ons het nou al lamas en die alpakas gesien. Nog nie alpakas gesien nie, maar ons het al baie lamas, ons het nie al baie leeu's nie. Ons het leeu's, alpakas, baie hoenders, baie hase. En vandag skape, vandag sien ons 'n krokodil. Lekker. Ek het nog nooit 'n krokodil voor my gesien. Regtig? My maat, weet jy hoeveel tande het 'n krokodil? Ek weet. Ek ook, kom ons gaan vind uit, my maat. Maar sop, hy's 'n lewendige alligator hou. Nee, hy lyk hom nie so nie. Hy lyk hom vriendelik, hè? Ek wil vir hom oppak en saamvat na die huis toe. O, wie sou 'n goeie alligator? I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk in. Baby, why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. As Jonas, is jy reg om 'n bietjie met 'n slang te speel? Ek is reg. Oh, dis groot. Ons het nou vir ons 'n ons het nou vir ons 'n groterige slang hier gekry om vas te hou. Ons kyk hoe verloop dit. Ek persoonlik nie die grootste fan nie. Jonas is baie braaf. So as jy sien hoe Bibber hy dan weet jy hy het gelieg vandag. Is jy excited? Ek is excited. Ons kyk kom. So mooi wit geel slang. Nou laat hy nader kom. Wat anders. Okay, so dis custard. Custard is 'n albino boa constrictor. Pragtig. So natuurlik soos wat die naam sê, constrictor draai om sy kos en druk hulle. So jy sien hoe baie spiere het sy in hulle. Baie sterk. Nou sy is 'n baie vriendelike slang. Natuurlik daar groot gemaak van 'n babatjie af, geen probleme nie, baie rustig. Die enigste ding, ek sien 'n klomp mense maak die fout. Deur die slang te vat, sit hom om jou nek. Nou die ding is, hy het nie arms en bene nie. So hy is altyd bang hy val. So nou vat jy die slang en jy sit hom so en jy los hom. Ja. Waar gaan hy wil vashou? Ja. Jou nek. Dit is die slimste om so 'n sterk slang op
die sagste gedeelte van my liggaam te sit. 100%. So as 'n mens 'n slang van hierdie grootte en groter vas. Ek praat nou nie van 'n cornsnake of ballpython nie, maar van hierdie grootte, as jy om jou nek sit, die kant wat die stert het, al wat jy doen is jy sit dit net onder die arm. Okay. Net soos daai. Want soos daar, hou vas, lekker, en al wat ek dan doen is ek bring die kop om, en jy sit dit net daaronder. En jy gaan sien dadelik, sodra sy gaan gemaklik raak, hou sy op beweeg. Beautiful man. Sodra sy gemaklik is, dan sê sy, ag, jy gaan sommer voel hoe sy ontspan hier agter op jou nek, en nou sê net van, ek geniet die hitte wat van jou afkom, ek voel dat ek nie gaan val nie, en ek is ook gemaklik, want my nek is heeltemal Great, oop. En as jy mense die regte manier van vashou, dis hoe mense al twee, jy en die slang. Ag, Kyk, wie beautiful gaan man. eers gaan? Ek dink ons kan sommer so gelyktydig Gaan julle gaan. gelyktydig? Ja. Okay, enige tyd. Okay, dan nou die grootste vraag, wie kry die kop dan? Swan, ek sal jy het weer experience met slange my vriend. Dit is die kant. Okay. So, gaan net so omgaan. Nou, sy is nie die langste nie, so ons gaan maar nie te veel van die liggaam hier oor sit nie. Ja. Kan maar lekker naby aan mekaar kom. En ek maar net die kop so omsit, kan maar net die hand altyd lekker plat hou. Slange is nie noodwendig 'n fan daarvan as mense hulle gryp hier. Ja. Maar net plat hande is minder van 'n Ek voel dit druk. Ja, neem 'n fotootjie. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Wel, dames en here, ek kan vir julle een ding sê. Castor is 'n verskriklike mooi en rustige slang. Ek wil nie op die receiving end wees van 'n slang wat nie so rustig is nie. Ek kan voel die spiere en die krag hier agter op my nek, hoe hy contract en hoe hy saamspan. Dit's baie interessant. Ek dink slange is baie underappreciated en ek sal nie sê onnodige vrees, daar's definitief van hulle wat seker maar aan die gevaarliker kant is, maar ja man, jy treat enige dier met respek, dan gee hulle respek vir jou terug. So ja, wat 'n belewenis. My nek kry yskoud. Sean het 'n serp aan vandag. Nog nooit so goed gelyk as Sean. Wat sê jy? Ek is rustig. My maat. As jy dames en here, ons is nou klaar hier by Lafleur, krokodilplaas, reptiles en alligators. Jonas, Weet jy wat ek gekry het? sê vir my. Toe julle daar was, dat ek in die krokodil se vleis afgehaal. Jy's nie ernstig nie. Ek het 'n pakkie krokodilvleis. My maat, So ons gaan nou lekker chop. En ek het 'n lekker party ook gekry. lekker. Hoe proe krokodil, weet jy? Hulle sê dit Ja, daar, die krokodil het tweede lewe gekry nou. Hoe proe hy? hulle sê hy proe soos beesvleis. Bees. Nee man, hoender. Ek wil net sê, dis dan so. Maar weet jy ook 'n proe is hoender? Sê vir my. Hulle eet net hoender. Jy reken. Ja, hulle voer net vir hom heel hoenders is so. Dis hoekom is hoender. So hulle sê dan you are what you eat. So dat ek seker baie legends geëet. In elk geval dames en here, flou grappie.
So dinge is so, dit was nou great, ek het dit baie geniet. Jonas, hoe was daai slang op jou skouers? Was, ek was nie nervous geweest, maar toe die slang is hier was ek am koud. Jolie sê vir my, jy kan daar 2 foto's wat ons geneem het. Een oomblik is die slang so ver van Jola, vir die volgende oomblik soos 'n serp, is reg by jou gesig. Hy het my hier gedruk tot hier so, op die einde het hy my tot hier gedruk. Jeez, like. So daai dingetjie. Hy's koud, né? Ja, maar ek was kouer as hy. Ja, nee, dit was 'n belewenis. Ek het dit regtig baie geniet. Dan as ek 'n pian gehad het, ek net daar geskiet. Wie sê jy het dit? Ek het gesien loop met 'n mop na die tyd in. Droog. Vader wel. Okay, wel dames en here, dit was 'n belewenis geweest. Ons het dit baie geniet. Daar was baie kindertjies ook op die toer geweest, so ek sal definitief sê dit is interessant dat jou kinders kan bring om te kom geniet. So as jy in die Parel is, kom na Le Bonheur Reptile Adventure. Kom geniet dit. Die toergids baie funny, hy het baie droë humor, maar hy's 'n born showman. Maar so- was 'n lekker ou geweest. Ja, hy is 'n cool dude geweest. Wel, dames en here, Jonas, ek dink is dat ons aangaan met die adventure, jy reg? Ek moet nou wel weer amper eet. Amper tyd verby. My maats. As my maats, ons is nou uiteindelik by ons volgende destination. Kom ek sê vir julle so, die Parel lyk my is die dieretuin van die Weskaap. Ons het nou al krokodille, slange en nou kom sien ons alpakas. Ons is by die alpaka loom. Ek kan nie wag om vir julle te wys hoe lyk dit hier binne nie. Ek gaan net so 'n paar snacks kry om vir hulle te gee en dan gaan ons weer met ons dag, maar dis so 'n bekende ding hier so in die Parel dat ek dink ons moet 'n draai kom maak het. So kom ons gaan, my maats. So dames en here, so hierdie is 'n lama en ek moet vir jou sê die ding het 'n baie mooi getande kuif. Check daai kuif en hy het die mooiste blou oë. Hæ? Gee vir my kos dan, hè. Moenie skaam wees hè. Hy kwyl op jou. Morsig, hy kwyl soos een wat lus is vir varkchops. Dames en here, ons is nou klaar hier so by hierdie alpaka loom. Baie cool. Definitief 'n plek om jou kinders en goeders te bring. Baie aktiwiteite, daar's 'n walkthrough wat jy kan deurloop en dit uitcheck. So 100% die moeite werd. Dit was nou lekker. Ons laaste stoppie nou en dan is dit tyd vir die man hier agter my. Hy slymer al, hy fluister in my oor. Is tyd vir braai. Braai is lekker. Kom ons braai krokodil. Dit het hy vir my hier agter sê. So kom ons gaan, ek wil hom nie kwaad maak. Dames en here, julle het nie gedink ons kan wegkom sonder 'n vinnige feit vandag. Die Karen, die kreatuur van KwaZulu-Natal, die konkoksie van KwaZulu-Natal. Is hier met Karel van 'n bank. Karel, hoe gaan dit vandag? Nie Karel nie. Ek trek dit julle op, dames en here, dis die edelstuk Karen. Karen, jy weet, as ek jou sien, dan word ek net altyd reminded van hoe mooi die lewe is.
Is Want dit? jy is 'n juweel, 'n sexy stukkie vleis. Nou, gaan aan. Nee, dis al wat ek kan sê. Okay. Wel dames en here, dis tyd vir vinnige feite met Karen. Vinnige feite met Karen. Karen, Ja. ek sê doen dit altyd. Ek lag want dit is altyd my cue om met 'n kat te kyk. Karen, Ja. ons staan hier agter 'n pragtig van 'n kerk hierso. Yes. Kan jy vir my 'n bietjie iets vertel van hierdie kerk? So dit is die NG Kerk in Parel. Okay. Dit is die oudste kerkgebou wat nog in werking is. Wow, ek sien nou bo 1805. Ja, hy was in 1805 ingewy. Ja. Ja. Dis 'n goeie tydjie, hè? 'n Goeie lang tydjie. En hy's nog 'n werkende kerk, so mense gaan nog kerk hierso. So Nee, dit is baie ja, mooi. hy het die grasdak. Ja, ek wil eintlik sê dis baie interessant. Mense sien nie die grasdak eintlik baie gereeld by Nee, nee, kerkgebouens nie. Is dit 'n thatch roof, né? Thatch roof. Thatch roofing. Is baie mooi na gekyk. Dink jy dis miskien 'n trouvenue? Nee, Ons het nou baie lank terug gesels oor trouvenues en hier staan ons voor die kerk. ja. Jy sê hier is nie die een vir jou nie. Dis die een vir ons. Ons het mos eendag gekry. Ja, maar jy wil die kykers laat weet. Nee, liewers nie. Kom ek en Sean sal dit saam doen. Okay. Hoe's dit? Op 'n Sondag het ek aan julle vir ons al die details. Ons kan dit doen of op Kool en Klets. Kolle en klets my Kool en maats. klets. Op die volgende episode sal Sean en Karen vir julle al die details gee. Wel Karen, ek sê vir jou baie dankie. Die oudste gebou in werking. Nee, die oudste kerkgebou. Ja, sien, dis hoekom ek die kennis het. Die oudste kerkgebou, hy het 'n beautiful thatch roof, hy is nog in werking. Wat meer wil julle weet, dames en here? Dit was vinnige feite met Karen. As dames en here, so as hierdie rit vir julle bekend gelyk het en hierdie blommekind in die bos vir jou bekend lyk. Klein proteaatjies. Dis die kleinste proteaatjie hier so tussen hulle. Anyways, dames en here, as hierdie vir julle bekend lyk, hierdie is Meelwater Botaniese Tuine. Ons het een van ons video's hier geskiet toe ons die eerste keer in die Parel was en dit was so 'n lieflike experience, die area self, dat ons gedink het, weet jy wat, is nie 'n beter geleentheid as om dit weer te kom doen nie. Jonas, jy het 'n paar idees wat jy wil braai vandag. Laat ons gou weet wat is jou idees, my maat. Gaan lekker garlic butter crocodile maak. My vader. Is lekker. En dan gaan ons Picanha steak. picanha steak en dan 'n paar pink maniere op die kant. Potato bake. Ek dink kamera vrou gaan ons die potato bake maak. Lekker, my maat. Nee, wel, ek dink ons almal is honger want dit was 'n lekker adventure geweest sover. Ja, my tyd is nou al oral. Ek moet nou snack. Jy sê jy moes al geëet het. Ja, Nou maar ons toe. is baie op tyd. Jo, die man, hy vreet op 'n kalender. So ek wil dames en here, neem in die pragt van hierdie plek. Ek kan nie wag om vir julle te wys waar ons braai nie. Die vuurtjies wat ons aansteek, maar nommer 1 Jonas is die deel van die dag. Wat? Ontlaai die bakkie. Dis lekker. Die Nee, teruglaai is kanker. teruglaai. My maat. Dames en here, ons is nou hier by die vuurmaakplek en ek gaan vir ons 'n vuurtjie bou. Jonas, wat sê jy daarvan? Dis jy nou die braaimeester. Hulle noem my Prodigy the Fire Starter. Lekker. I'm a fire starter. Anyway, so ek gaan 'n vuurtjie aansteek, maar ek het my bloed vergeet. Ek het vuurmaak goed vergeet. Ek het net 'n lighter. Maar gelukkig ons het mos Mr. Rich. Waar's Mr. Rich? So, Yes, like it. Hou trek hy Mr. Rich by sy gat of by sy gatsak uit. Dames en here, ek weet nie waar hy daai gekry het nie, maar daarom het ons Mr. Rich. So ek gaan ja. Dis 'n goeie jaar. Ek gaan vandag hierdie vuurtjie aan mekaar slaan en dan vertel ons julle 'n bietjie meer.
As dit dames en here, so die vuurtjie is nou klaar gebou. Sean is al klaar, Mr. Rich is daar ingegooi. Rich ons firelighters. Julle ken al die ruimpies, julle kan uiteindelik half saam met my sê op hierdie oomblik. Vat hom, vou hom so taco shell, expose die wat. En nou laat jy hom. So, na 'n paar videoetjies wat ek nou deurgeloop het, is Mr. Rich nou lekker aan die gang. Julle kan sien, quick and easy. As jy 'n lekker lighter het, een van daai flamethrower lightertjies, dink ek as jy 'n mens se lewe aansienlik makliker. Ons like maar net om die lewe op hard mode te speel. Extreme difficulties. Ons is die rokers. Dis die ding. In elk geval, daar kan jy nou sien, die Ring of Fire het nou fire gevat. Sit hom in die braai. En binne 'n paar minute, dames en here, sal ons 'n massiewelike lekker vuurtjie hê. Dankie Mr. Rich, ons waardeer jou. Kry jou Richmond Firelighters vandag nog. My maats. Ek eet nou jou favourite. Ja, as ek van daai neute moet eet my ma, dan ry jy my nou na die naaste ICU toe. Net enetjie. Nee, ek wil nie. Nou, halwe een. Okay. Nee, ek sal nie. Dames en here, ek sal nie sê ek is dodelik allergies vir neute nie, maar ek het onlangs het ek gaan uitvind dat ek is allergies vir neute en vrugte en goed wat gepollinate is, wat 'n blom was en dan 'n vrug geraak het. So dit los my nie met baie nie. Ek eet hulle wel, maar wat gebeur is my mond en my verhemelte raak heel jukkerig. So jy is allergies op baie ook. Snaaks genoeg nie. Ek was al baie gesteek deur baie. So maar die pollination van seker maar die blom wat iets word wat ek allergies is vir. Ek het geen idee nie, maar my hele lewe lank is as ek goeters eet soos tamatie byvoorbeeld, spanspek en waardlemoen. Nou, hoekom skulp vis ook? Ek weet dit. Dis seker maar net 'n random extra. Ek het nie op die genetic lottery gewen daar nie. Hulle het gesê jy is allergies vir die goed en vat sommer skulpvis vir jou op my maat. Ek het nooit vir hulle vertel nie. Toe ek daai wat se video was dit? Elands Paternoster. Toe ons by wat se plek se naam? Tities Baai gebraai het. Toe ons mos kreef gebraai. Ek het daai kreef geëet, dames en here. En dit was lekker. Ek love die smaak van hierdie goeie. Maar toe daai kreef my maag tref neem. Ek het niks gesê vir die span nie, want ek wil nie die mood afgebring het, maar my bo-lip het so geswel. So ek het die hele tyd as ek gepraat in die video, het ek my lip teruggetrek sodat dit nie weird lyk nie. So ek het die hele tyd so gepraat. My man. Maar ek was in my chops gewees, nee. Dit was 'n nagmerrie gewees. Ek is allergies net vir een ding, maar ek dink ek is allergies. Ja, wat is dit? Maar anders as dit is ek glad nie allergies. Ek is allergies vir 'n vlooi. Is dit? As 'n vlooi op my is, dan begin ek net juk. Rarig. En dit as jy dit krap ook, dit lyk soos flippin ringworms wat op jou Vader. so erg is dit. Dis die goeie nuus nie, ou vriend. Maar dit is al wat ek kan aan dink wat ek allergies is. Maar kos-wise is jy sharp. Ek is nou allergies vir sekere kos. So stysel is ek baie allergies en suiker. Ja, maar dis 'n allergie wat jy gekies het om te hê. Maar I mean, as jy gemaklik is om te chat oor die topic, vertel vir die kykers hoekom ons nou Carnivore gegaan het. Ek het soos almal mense kan maar ken en sien as ek maar lief vir eet. So ek hou baie van eet, snacks en alles. So ja, ek het maar op daai tyd in my lewe gekom wat ek nou maar 'n besluit moes maak. Ja, die dokter, almal, so 'n eye-opening gewees. Ek het hoë bloeddruk en hoë cholesterol. Ja, so ek moes. Dit was maar tyd gewees om 'n verandering te maak. Maar ek sê ook vir Shona altyd, dis is die beste investment wat jy kan maak as jou gesondheid. Dis 'n moeilike aanpassing. Ek weet soos van terug 4-5 maande het Shona nie geneet eet saam met my by die braai nie. Kyk, dit is nie lekker nie. Jy mis die lekker tye van kos en ek love spice. Ja. En om dit nie op my vleis en kos te kan eet is vir my 'n straf. Ja, ek kan nie Maar vriend. ek mis nie chocolates of koelerang of chips of Jy is so erg op die suiker. Nee. Maar spice. Ek moet nou net matigheid. Ek moet nou net 'n klein bietjie want Ja. gewoonlik het ek mos nou die hele chop vir 'n ander kleur gespice.
So, Ja, matigheid voorhand my vriend. Maar ag man, weet jy, dis sad en dis ook nie sad nie. 'n Mens kies jou gesondheid elke dag van die week eers te hou. ja, is belangrik. Dis 100%. As jy nog wil eendag ouer raak en jy wil nog lank lewe en so, dan is dit seker maar die keuses wat 'n mens moet Maar maak. kyk, is 'n goeie ding ook, want ek en Karen trou volgende jaar. Omtrent so die tyd. Yes. So, ja, ek wil lekker lyk. Ek wil in my extra small hempie kom. Ja, So, dis my call. jy gaan mader is lekker so. Hulle gaan sê, waar is Sean nou vandag? Ons het hom so lank, ons het hom maande was sien, dan kom hy nou een wat jy so like. Ja, so ek wil my extra small suit kom, so ek het 'n groot call. Ah, maar dis kratjie. Yes, I. Hy net sit nou vas in die keel. Ja, ek moet ook water drink. Dis reg, hy gaan jou nie meer lank hou. Nee, is fyn. Ek kom net 'n bietjie gesels daaroor want ja, I mean dit is nou 'n realiteit. Ons is Braai Adventures en ek wil nie hê ons moet uit soos ek maak iets en Sean moet iets heeltemal anders te maak en so lewe ons verby mekaar. Ek wil dit incorporate want om 'n karnivoor dieet op Braai Adventures doen is nie 'n straf nie. Ons eet daar was tye wat ons net vleis anyway geëet het. Ons moet net 'n kreatiewe way kry om dit nou te doen en ek ja man, ek sien uit uitdaging en dis cool man. Ek wil altyd saam met jou die goeters doen, Sean. Ek wil net nooit voel jy mis uit op iets of ek mis uit op iets. Let's do it together man. Yes. Mense kan op 'n gesonde manier ook braai. Dis kyk, ek kan alles eet, dis maar net ek moet gewig verloor. Dit is die ding Dis die en grootte ja. ja. Wel Jonas, dankie vir hierdie therapy session met Dr. Vol. Ek waardeer dit my maat, ek waardeer alles wat jy doen. En ja, ek kan nie wag om te braai vandag. Jou idee van die krokodil ding gaan Ja, wat? Ons kan nie net die krokodilvleis haas in 'n pakkie, ons moet iets maak of. Ons het dit baie amper in die Charlize gaan vir ons 'n potato bake maak. En ons het dit amper daarin gesit, maar ek dink dit sou 'n bietjie van 'n waste gewees en ons weet nie regtig hoe poeder krokodil en nou gooi jy dit by 'n potato bake wat al reeds so lank vat en nou risk jy alles. So nou dink ek ons maak hierdie wat is dit? Garlic butter. Garlic butter krokodil. So Ja, dit's so lekker. Ek het dan maar pannetjies, dan kan ons 'n pan ook maak. lekker man. Dis 'n mond vol woorde soos 'n krokodil se mond vol tande is. Maar in geval Jonas, gaan kry jou drink. Ek dink ons gaan nou net wag vir die ding om te sizzle en te smoke en te rustig raak. En dan gaan ons aan. Goeie. Daar's hy. Wat sê mens? My maat. So met die picanha vandag gaan ons 'n potato bake maak. Ons gaan dit sommer in 'n swart potjie maak. So ons het die aardappels wat ek gaan ringe sny. 'n pakkie potato bake wat ons met melk en room gaan meng. En dan gaan ons net kaas bo-op sit. En dis dit. Okay, so eerstens gaan ons die aardappels skil. Soveel soos wat in die pot pas. Na ons die aardappels geskil het, gaan ons dit in fyn ringe sny sodat dit nie te dik is en dan vat dit te lank om gaar te raak nie. Na ons die ringe gesny het, gaan ons dit in die pot pak. Ons het vandag 'n potato bake pakkie gebruik. Ons meng dit dan net met melk sodat dit ekstra romerig is. Na ons die pakkie gemeng het, dan gooi ons dit net oor die eerste laag aardappels en dan herhaal ons dit net tot al die aardappels gebruik is. Ek het intussen ook room gebruik, maar dit is nie nodig om room te gebruik nie. Ons het dit net vir ekstra romerigheid gebruik. Na ons al die aardappels ingepak het, dan gooi jy net kaas bo-op en spice volgens smaak. En voilà, daar is ons potato bake. So ons maak dit so klein bietjie uitgesny daarso, maar die proses wat jy dat jou neus uitgehaal. Sis man. In geval Jonas het nou die ding hier so in beautiful cubes gesny. Ons het gesê maar die klank het nou nie lekker opgetel nie. Hierdie is 'n Brasiliaanse snit van vleis en hoe hy tradisioneel, wat die strooi hierdie hoe hy tradisioneel mekaar gesit word is jy gooi chimichurri sous op. Jy sny hom in diamantjies en dan wanneer jy hom op die kolle sit, is dit net so dat hy net hy moet kan nog rooierig wees Jonas. So jy moet hom op hoe kan ek sê? Vinnige hitte Ja. en net die hele tyd draai. Ja, jy moet hom medium rare to rare amper afhaal, maar hy lyk lieflik. Hy word bedien met sout en peper
En Shonas, ek sien nou nog saam met hierdie juweelstuk het jy nou die kroon ook saamgebring. En ek hoor wind. Ek hoor nie so baie wind nie, maar ek hoor genoeg vir 'n windrood worsie. So waar's daai rooster? Ek kom gou vinnig gaan Hy kry. is daar in die sak. Hey, ek bring vir jou 'n wapen. Is jy reg vir die ding? Ek is reg. Sit hom in. As is jy goed nou vanaf. in. As hy. Lieflik. Lieflik het van self. As hy. Is 'n lekker. Wat se worsie is dit? Dis 'n biltong en kaas, né? Ja. Sjoe! Nou moet ek 'n plek gaan soek. Maar voor ek aangaan wil ek net vir julle sê hoe heerlik hierdie gaan wees. Ek het nou gesê ons doen met ons gewoonlik doen dit met chimichurri, maar ons doen vandag, wat doen ons vandag? Plank. My tone kraai, Jy het 3 borreltjies plank. Vader in die hemel. Spuit hom nat. Die hele ding. Ek wil nie eens die steak meer sien, ek wil net plankies net so afdrip van hom Gaan af. lekker wees. My maat. Wel dames en here, terwyl ons gou vinnig organiseer dat ons daar met die vuurtjie doen. Die potato bake is aan die gang. Ek gaan gou vinnig 'n plek soek vir die ouetjie om te hang. Ek dink dis nie te moeilik, hier is baie boom. Ag gat ons. Hang hy ook sommer nou. So ons wag net vir al hierdie elemente om in align te raak en dan gooi ons mielies. Wat sê jy? My maat. Kos vandag met die pekana is iets wat ek nou nog nooit beleef het in my lewe nie. Wel, ek het ook nog nooit krokodil geëet nie. Wel dames en here, soos julle gesê het, ons het vir ons 'n pakkie krokodil gekry. En dis hoe hy lyk. Dit lyk amper soos 'n chicken tender tipe ding. Maar Shonas het die briljante idee gehad. Sinds hy die braaimeester is, gaan hy vir ons 'n konkoksie om mekaar sit hierso. So Shonas, laat ons dit wat gaan in hierdie konkoksie. Ek het so 'n klein bietjie botter ingesit. Ja. Yes. Ons werk nou moeilik, hè. Maar dan moet ons 'n bietjie garlic. Lekker. So 'n klein touchy. En dan was my sout en peper. Ons 'n bietjie sout en peper en Lekker my maat. En wat dink jy gaan die krokodil? Dink jy dit gaan 'n taai tipe vleis wees? Dink jy dit gaan so sag soos botter wees? geen idee nie. Dit is nou maar die adventure vandag. Ek is self nuuskierig. Ek weet net dat frozen is hoender. Jy sê so. Jy het gesê vroeër soos 'n mengsel tussen vark en hoender. Ja, so iets. Ja, ek kan nou eintlik nie imagine dit moet proe nie, maar ons gaan dit nou 'n gou gee, vriend. Ek kry mense wat die hele krokodil so spit. Regtig? Ja, ek het al video's en Op jou TikTok. Ja, my Ja, jou TikTok is wild ou. is vol feite. Vol sondes. Wel dames en here, ek kan ook sien ons setup is nou een van domination en operation station. Ons het 'n vuurtjie hier aan die kant, ons het die pekana op, ons het die potato bake aan die gang en ons maak nou so lank die sousie vir die krokodil. Net so 'n klein bietjie. Lekker. Ja, die rede hoekom alles nou so gelyktydig gebeur is ja, ek weet nie of tyd ons gevang het en of ons tyd misgesit nie, maar ons moet 5 uur uit. Of net so na 5 begin skedaddle, soos ek verstaan. En ons kan net nou op tyd. Maar ons gaan nie jaag nie, ons gaan hierdie kos heerlik maak. Ons moet nou braai en eet en gesels in 'n uur, in minder as 'n uur is dit. Hey, dis die challenge ou, dis deel van die adventure. As enigiemand kan doen, seker ons, né? 'n bietjie paprika. Lekker. Asai. Ons het nou die vleis. Ryk dit bacon. Wat ek ryk? Dude, dames en here, dit ryk soos afbyk. Wel, kan seker nie soos bacon wees hè. Ja, wat gooi op. Dames en here, ek is op soek na goud hierso en ek het gesien hierdie beboste area het moontlik goud. Kom ons gaan kyk. En toe sien ek nog net blare. Niks diere nie wat in. Wat gaan hier aan? Wat? Het jy goud gekry? 90 karaat. Hy's in 'n liquid vorm. Liquid gold, dude. Ons is gemaak, ou. Blankie steak saus. Blankie steak.
Goud vir al my sintuie. Jo. Ek het ooit so lekker goud geproef. Try jou. Dis 'n fees in my mond. Die jolly man. Ja. Also dames en here, so ons krokodil is nou klaar. Jonas, wat sê jy vir vriend? Here. Ek is reg, gee vir my 'n lekker stukkie daar. Nee. Jy moet vir jou ook vat hou. Ek gaan eers kyk hoe jy eet. Nee, ek sal eet. Wat saam met man, ek kan nie so op my eie krokodil invat nie. Cheers. Baie vetter daar. As hy krokodil. Bacon. Dit proe net soos bacon nou. Bacon. Wel, dames en here, die krokodil. Ja, kom nou so 'n aftershock in. Ja sê, maar ek voel eintlik hoe skubberig raak ek nou. Ek raak sommer nou sterk, man van staal. Ek raak nou antiek. Wel, dames en here, Dit is 'n bietjie, gooi hy hier aan vir my man. dit is 'n bietjie Paprika. ja. Peri. Oh, nice. Cheers hom. Ja, goed. Bacon met banaasmaak. Hy is baie lekker. Wel, dames en here, ek kan vir julle sê krokodil klink net scary, maar krokodil is eintlik baie lekker, hè? Geniet jy dit? My maats. As julle vir Karen sien, weet jy wat se tyd dit is. Karen, wat se tyd is dit? Vinnige feite met Karen. Vinnige feite met Karen. Karen, jy Ja. sê jy het vir my 'n feit hoe die parels se naam gekry het. Soos wat hierdie dag nou oprap. Hierdie sal die laaste vinnige feit wees wat ek ooit gekry het. Yes. Maar vertel vir my, soos wat die dag nou begin tot 'n einde kry, hoe het parel sy naam gekry? Toe ons hier by die klein groot blank pas opgekom het. Ek Yes. weet nie of jy agtergekom het daar teen die berg. Is daar graniet. Okay. So as dit reën, lyk dit soos diamante of parels wat skyn as die son uitkom. En dis hoe parel sy naam Dis waar gekry het. parels se naam vandaan kom. Wow, dis interessant. Ek het al gewonder waar Paul. Paul. It's actually Pearl. It's actually Pearl. Why do they call it Paul when it's actually named after Pearl? Goeie vraag. En weet jy wie die antwoord vir dit? Wie? Aliens. En dit was vinnige feite met Karen. As hy Jonas hierdie pekan het nou afgegaan, hy lyk hemel op Tafelberg. Kyk hoe lekker is hierdie die vet saam met die vleis. Dis wat jy soek, daai vet. Ek sou kom net. Dis reg, jy moet te vat het. Maar dames en here, sodra daar 'n styk in die vertrek is, dan weet jy wat roep ons volgende? Die 90 karaat goud wat ons gekry het. Wat het jy gesê? Dat liquid gold. Liquid gold, my vriend. Dis van nou af die nuwe naam. Liquid gold. Ja. My tande kan ergens nou uit. Hey, So gooi hom Jonas, ons proe die pekan. Ek wil enetjie met lekker baie vet op hê. Dis maar ek sê sommer daai ouetjie en sommer daai ouetjie ja, vat. ek gaan hierdie en dan is dit baie vet. Dis reg Jonas, dis reg. Gooi hom, doop hom, dip hom. Maak hom vanaand hom reg. As hy lieflik. Wel. Nou time like the present. Okay. Agatos. Eerstens, komplimente, daai steak het baie lekker uitgekom. Baie lekker. Hy's tiny. Wow. En tweedens, Hoe smelt in jou mond. botter. Botter op jou tong. Maar Dan tweedens, is die plankie wat hom hy hy maak goeie. Hy sabba. Ja, ek wil sê die plankie vat dit weer eens na die volgende vlak toe. Ek wil net gou idee. Wil jy krokodil met plank draai? Ja, ek Ja, kom nie. ek Raak my ook 'n stukkie. Langerand. As hy cheers. Dis wat hy gekort het. Ek tog baie krokodil kort iets en Ek het hom nog wel op die peri en ek nog alles, maar dis wat hy kort. Maar dames en here, 'n bietjie liquid gold. nou hoor jy uit die perd se mond uit plankies steak maak krokodil net so lekker. Dit maak krokodil jou tone laat krul. Gooi my nog een man, my skaam is ek wat met die ene. Reg. Nou dames en here, ek gaan nog 'n laaste keer vir julle vertel. Maar nou is nou amptelik eet. Plankies steak, next level.
Maak alles net next level, dis al wat ek hoef te sê. Liquid gold. My maat. As hy Jonas, was nou harde werk geweest, of vriend? Ja, Wat sê jy? my maat. Ek het Kom nou ons toe- eet. ja, definitief. Ek het nou toe ek in die bakkie was, toen dacht ek vir myself, toe ons laas keer hier was, toe ek sit by jou en ek het jou gevra, hoe was die kos experience? Sê vir my, dit was challenging. Ek dink vandag was ook challenging Ja, geweest. hierdie wêreld het my net 'n way om vir jou te laat werk vir jou eet. 100%. En Karen het vandag gestook aan daai vlamme dat dit goed gaan, hè. Dis 'n braai mens. Sy is 'n braaimeester. So sy het vandag regtig haar aan die gang gehou. Ons het deksels gewaai want for some unforeseen reason was daai hout so nat soos die rivier hier oorkant. Lyk asof hulle hom nou gekloof het. Ja, nee, hy was verskriklik nat geweest en ja, dit was 'n storie. In elk geval, die lieflike kos staan hier voor ons. Ran my gou vinnig deur wat ons hier voor ons het. Hierso het ons 'n bietjie sop, Yes. Aartappelsop. potato bake Yes. en hierso het ons 'n bietjie bees, Yes. pekana en dan het ons 'n lekker worsie, Lekker. 'n krokodil, pineapple en liquid gold. Ja, maar liquid gold is die belangrikste van die dag. Ja, nee. As Hy hy nie is die dan worry ek nie meer verder nie. So skep gou vanaf vir jou 'n stukkie pekana. Ek gaan sommer, joh, dis groot stukke jong. ek wil nie. Weet jy, ek sal groot stukkie, kom ek vat maar die medium. Mos wat elke met so 'n 'n Medium oukie. Vat vir ons so 'n oukie, ek of my 'n worsie gryp. bietjie pineapple vir die groenigheid. Ja, dit sit by maat. Ek gaan vir my so 'n klein stukkie sny weer eens. Ek moet dit met plankie weer draai. Is 'n must. Lekker sny ek hierdie vetjie. Okay. As hy if jy 'n stukkie. Ja. Nou doop hom maar in die gold my maat. Net so hier. Oralste. As hy dames en here. Binne inspuit. Wow. So hierdie plankie symbolise nou dat dit tyd is om te eet. Ons gaan nou lekker ons tyd geniet. Plankie steak. Ek sê weer eens baie dankie. Kruitsous, ons love it. Ons stel dit voor vir al ons kykers. Kom ons eet. En draak dit nie beter hè. Lekker. So, dames en here, dat ons verder eet. Ons sien julle nou. My maat. As hy Jonas. Mense kom jaag ons nou. Ja, ek sien die trokke kom nou om ons uit te gooi. Dit is seker tyd. Dit is al, ja, al verby ons spertyd. Net so. So Jonas, hoe was jou dag my maat? Hoe Parel jou getreed vandag Jonas? Die perde was mooi geweest. Lekker die landscaping, die diere wat ons gesien het. My favourite dier wat ek gesien het was die green mamba. Dit was baie mooi kleur. Mooi slang hè. Ja, en ja, tot nou toe was dit lekker. Ja. Challenging hierdie braai, maar ja, ek gaan nie weer nat hout koop nie. Yes. Ja nee, ek dink ons sal in die vervolg ons eie hout begine verkoop of iets, maar ons sal 'n plan moet maak want ja, die eerste keer wat ons gekom het vir pot, was ons brutally unprepared vir die son geweest. Die tweede keer was die hout nat geweest. So ons moet 'n derde keer terugkom om seker te maak ons doen dit dan een keer perfectly reg. Perfect, ja. Dit was 'n baie lekker dag. Ek het die krokodille geniet, ek het die kos geniet, ek het die geselskap geniet. Parel is En een van die biere wat saam met ons hier braai, nie saam met ons nie, maar langs ons. ja. Dit was 'n lekker stukkie koedelwors. Ja, dit was heerlik geweest. So baie dankie aan die mense wat die oorkant ons gebraai het. Die worsie was baie lekker geweest. Ja. Maar ja, Jonas, soos alle dinge, so kom die dag tot 'n einde, maar dit kan nie eindig voor ons die dankie sê vir Blank man. Die liquid gold. Liquid gold 90 karaat soos Sean het gesê. Ons wil net van ons kant af weer eens baie dankie sê aan Plankie Steak Sauce. Julle vat elke adventure van ons na die volgende vlak. Julle is ook deels die rede hoekom ons baie kere hierdie verdere trips kan vat en hoekom ons bietjie meer gemaklik kan kuier en so. Ons sê verskriklik baie dankie en vir ons kykers sê ons vir julle try dit. Plankie het ook genoem. Ja. Ek weet nou nie of dit korrek is om die persoon se naam nou te noem nie, maar ek noem dit maar nou Plankies. As jy mense sou bestel op die website of hulle moet net sê hulle het dit gesien op Raai Adventures. Hy wil soos in 'n mate trek hou. Hoeveel mense kom van Raai Adventures? Ja, so as jy mense bestel net vir
net noem, dis kom van Braai Adventures. Okay, wel dan kan ek vir julle so sê, as julle wel vir julle kry en ek stel dit 100% voor, dit vat jou kos na die volgende level toe. Sê vir Blankie, Braai Adventures het jou gestuur. My maat. My maat. So ja, dames en here, so kom ons by die einde van nog 'n videoetjie. Jonas, dankie vir al jou tyd, al jou liefde wat jy op die kole sit. Dankie aan elke een van ons mense en baie dankie vir elke liewe een van julle wat weer eens ingetune het. Ek hoop julle geniet die kole en klets, die Sondag etes en die Braai Adventures. Van ons kant af sê ons vreeslik Baie dankie. dankie. En Jonas, jou favourite rympie. We'll see you at the next Braai Adventure. My maat. Huis toe. Lekker. Oxie van KwaZulu-Natal. Kana. Mekana, Pikana van 'n broodbouder. Ek is hier met Karel van 'n bank. Karel, hoe gaan dit vandag?